Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Dis baie lekker dat soveel van julle elke week inskakel op Wêreldwys en dankie vir al die kommentaar. Ek lees regtig al die kommentaar wat mense plaas op YouTube en op Facebook en op Marula Media se webblad ook, en gaan asseblief voort daarmee. Ek geniet dit om julle terugvoer te ontvang, positief, negatief, voorstelle, enigiets wat daar is. Ons gesels natuurlik graag hier op Wêreldwys oor wêreldpolitiek. Dit is ons fokus, is om 'n bietjie politieke gebeure reg oor die wêreld aan Marula Media luisteraars oop te breek in hierdie weeklikse aktuele nuusprogram. En dis presies wat ek hierdie week ook weer gaan doen. En ek wil sommer hier reg aan die begin van die program noem dat ek gaan na 1 of 2 verkiesings verwys waar ons natuurlik nie nou al die uitslag het nie, maar miskien teen die tyd wat jy hierdie potsending kyk of luister daarna, is die uitslag reeds bekend. En dit is byvoorbeeld tussenverkiesings in die Verenigde Koninkryk. Ons het selfs verkiesing gehad in Suid-Korea. So ek gaan nie noodwendig na al daardie uitslae probeer verwys nie, maar ons gaan vandag dan veral fokus op onlangse verkiesings in Europa. En ons gaan begin met die verkiesing wat Sondag plaasgevind het in Pole. Baie belangrike presidensiële verkiesing. Nou Pole, wil ek eerstens sê, is toenemend 'n belangrike land in Europa. Dit is van die 27 Europese Unie lidlande, die land met die 5de grootste bevolking, omtrent 37 miljoen mense wat in Pole woon. Maar dit is ook een van die vinnig groeiendste ekonomieë in Europa en in die Europese Unie. So dit raak al hoe meer duidelik die laaste paar jaar dat Pole 'n groter rol begin speel in Europese politiek. Dis 'n baie belangrike land en saam met ander lande in Sentraal-Europa en in Oos-Europa is Pole natuurlik 'n meer konservatiewe land, amper 'n bietjie van 'n teenwig teen die soort van liberale Noordwes-Europese politiek wat ons dan veral uit Skandinawiese lande en dikwels uit lande soos Nederland en Duitsland sien voortspruit. So Pole steeds 'n oorwegend Christelik Katolieke land, redelike konservatiewe land en 'n land met 'n baie sterk historiese bewussyn. En ek dink 'n mens moet dit van Pole baie mooi verstaan. Die geskiedenis van 'n stryd, van oorloë, van oorheersing deur met tye die Russe en natuurlik die Sowjetunie en natuurlik die oorlog, die wêreldoorloë en die Duitsers rol daar in die Tweede Wêreldoorlog. Dit alles lê baie vlak by die Pole, en die Pole wat dus baie sterk besef wat nodig is om nasionale soewereiniteit te beskerm. En die hele vraag oor nasionale soewereiniteit, die beskerming van die eie, die identiteit, die Poolse identiteit, dink ek het sentraal gestaan in verlede Sondag, die afgelope Sondag, se tweede ronde van die Poolse presidentsverkiesing. Nou, Pole het ook 'n verdelingslyn wat ons in baie lande sien, baie westerse lande sien, tussen 'n soort van meer liberale, stedelike burgery en dan die konservatiewe hartland, die wat meestal landelik is, en in Pole is dit dan ook die suidooste, die suide en die ooste van Pole wat konservatief is, en dan die hoofstad Warskau en alles eintlik noordwes van Warskau wat heelwat meer liberaal is, en ons sien daar die verdeling. Nou verlede jaar was daar 'n algemene verkiesing in Pole en Donald Tusk wat eintlik van 'n sentrumregse politieke party is, maar wat baie meer 'n soort van liberale politiek in Pole en in Europa verteenwoordig, is toe met 'n breë koalisie van konservatiewe partye, sentristiese partye en selfs meer linkse partye verkies tot die eerste minister van Pole, wat dus 'n verskuiwing was van 'n baie suiwer regse eerste minister en regering in Pole na dan 'n baie meer soort van gematigde breër koalisie regering in Pole. En Donald Tusk wat die afgelope jaar of wat probeer het om Pole meer na links te verskuif. Groter integrasie binne die Europese Unie. Hy het byvoorbeeld homself baie sterk probeer beywer vir dinge soos groter abortusregte en natuurlik tipies die soort van dinge wat liberale politiek in Europa domineer. En ek dink die presidentsverkiesing wat ons nou die afgelope paar weke gesien het, eers die eerste ronde verkiesing op die 18de Mei en dan nou die afgelope Sondag die 1 Junie die tweede
tweede finale ronde van die presidentsverkiesing was eintlik ook 'n bietjie van 'n soort van referendum op die regering van Donald Tusk. En daarmee saam die groot vraag oor waarheen is Pole onderweg. En ook dan Pole se rol binne Europa en die Europese politiek en die politiek van die Europese Unie. So, wat het gebeur in die eerste ronde van die presidentsverkiesing op 18 Mei? Het die redelik liberale burgemeester van Warskau, dis die hoofstad van Pole, eerste geëindig, net eerste geëindig met 'n minder as 30% van die stemme, en kort op sy hakke was 'n redelike konservatiewe kandidaat, 'n baie interessante kandidaat, Karol Nawrocki, wat 'n interessante historikus is, iemand wat nie uit die politiek uitkom nie. Hy is nie verbind aan 'n politieke party nie deel van 'n politieke party nie. Hy het wel die steun geniet van meer konservatiewe politieke groeperinge in Pole, maar iemand wat tipies die soort van charisma het as 'n buitestander. So 'n bietjie amper die Donald Trump soort van populisme en charisma het. Interessant genoeg, hy het ook die 2de Mei met Donald Trump in die Withuis ontmoet en Trump se steun gekry, wat definitief 'n groot rol gespeel het daarin dat hy in die eerste ronde van die verkiesing op die 18de Mei toe tweede geëindig het en gekwalifiseer het vir die finale ronde die afgelope Sondag, die 1 Junie. So dit was toe Sondag hierdie twee kandidaate te mekaar. Die liberale burgemeester van Warskau en dan hierdie uiters konservatiewe historikus, baie jong persoon, 42 jaar oud, iemand wat nie vanuit die politiek kom nie, met ander woorde, hy het nie politieke bagasie nie, hy word gesien as 'n buitestander, maar hy het baie sterk gestaan op Poolse soewereiniteit, op die beskerming van Poolse identiteit, met ander woorde, die Christelike karakter, die waardes, die identiteit van Pole, en daarmee saam dus teen die soort van liberale individualisering wat jy in Poolse stede ervaar en al die soort van liberale wetgewing wat natuurlik ook die afgelope paar jaar in soveel Europese lande afgespeel het. Daarmee saam baie sterk standpunt ingeneem teen immigrasie, veral dan 'n onwettige immigrasie. In Pole is dit nog nie soveel van 'n krisis en 'n uitdaging soos in baie ander Europese lande nie, maar goed, Pole is 'n buurland van Duitsland en die Pole ek kon die afgelope paar jaar sien wat die gevolge was van massa-immigrasie in 'n land soos Duitsland. Die geweldige toename in parallelle samelewings in Duitse stede, die toename in misdaad wat deur immigrante gepleeg word, die druk wat immigrante plaas op die welsynsstaat in Duitsland. En Pole is baie goed bewus daarvan. So, hoewel daar nog nie so 'n geweldige immigrasieprobleem in Pole is nie, was daar wel die afgelope tyd 'n toename in immigrasie na Pole en veral dan na Poolse stede. En die hele kwessie en die hele vraagstuk oor immigrasie wat 'n groot rol gespeel het. So, Nawrocki wat die verkiesing gewen het, net meer as 50% van die stemme wat hy gewen het. En dit is baie belangrik vir die politieke balans in Pole, want hoewel die president nie so 'n groot invloed het op die daaglikse politiek nie, het hy wel groot invloed op buitelandse beleid en het hy 'n veto-reg op baie wetgewing en beleid. So hy kan 'n redelike teenvoeter wees vir die Poolse parlement, vir die eerste minister met wetgewing wat hulle goedkeur. So, intussen het Donald Tusk aangekondig dat hy gaan vra vir 'n mosie van vertroue, 'n stemming in die Poolse parlement. Nou dit sal eers hierdie week plaasvind, miskien nog voordat julle hierdie potsending kyk. Ons sal verseker in die toekoms daaroor 'n bietjie terugvoer gee en gesels, maar duidelik 'n baie belangrike 'n deurbraak in die politiek van Pole, want sou die burgemeester van Warskau hierdie verkiesing gewen het, dan sou Pole waarskynlik wesentlik verder na links beweeg het. Hy sou baie sterk saamgewerk het met Donald Tusk en hulle sou waarskynlik reuse veranderinge in Pole in werking gestel het, nie net rondom dinge soos abortusregte wat vir hulle baie belangrik was nie, maar sekerlik ook dan nou massa-immigrasie
wat makliker sou wees en natuurlik daarmee saam groter integrasie in die Europese Unie. Nou ook interessant tydens hierdie verkiesingsveldtog in Pole was een van die aktuele kwessies 'n NAVO gewees en die hele vraagstuk oor of Oekraïne lidmaatskap moet kry by NAVO. En interessant, die wenner Narocki wat gesê het dat hy nie wil hê dat Oekraïne lid moet word van NAVO nie. En interessant genoeg, Poolse burgery wat aangespreek gevoel het daartoe. So hoewel Pole en baie Poolse burgers nou nie jy's baie lief is vir die Russe nie, wil Pole ook nie 'n voortslepende soort van stryd met Rusland ervaar nie. En sou Oekraïne natuurlik toegelaat word as lid van NAVO, sal ons uiteindelik 'n baie lang en uitgerekte stryd sien. So interessant dat dit die hele NAVO-kwessie ook hier afgespeel het. Ek dink een laaste punt oor die Poolse verkiesing is dat dit 'n sterk boodskap gestuur het aan die politieke elite in Brussel. Mens weet nie altyd of hulle luister nie, want die gevoel is dat hulle eintlik na al hierdie verkiesings in Europa steeds nie luister nie. Ursula von der Leyen, die president van die Europese Kommissie, wat eintlik doof is vir die seine wat Europese kiesers uitstuur. Soos ek gesê het, die 5de belangrikste land eintlik in terme van bevolking, ekonomies ook 'n baie belangrike land in Europa, Pole, maar nie veel reaksie vanuit Brussel oor hierdie verkiesingsuitslag nie. Maar Poolse kiesers het gesê, ons is pro-Europa, maar ons is nie pro 'n opwenteling van magte voortdurend na Brussel en 'n wegkwyn van ons soewereiniteit nie. Ons is ten gunste van Poolse soewereiniteit en die regte vir Pole om oor hulle eie toekoms te besluit. Nou ons het dit gesien in November 2023 in die verkiesing in Nederland. Ons het dit vroeër verjaar gesien in die Duitse verkiesing. Ons het dit al in verkiesings gesien verlede jaar in België, in Frankryk 'n paar maande gelede in die Oostenrykse verkiesing, Italië natuurlik 'n baie goeie voorbeeld waar Giorgia Meloni, die eerste minister, wel probeer terugstoot teen hierdie Europese magte in Brussel. So reg oor Europa stuur Europese burgers 'n duidelike boodskap aan Brussel om te sê, hou op om te dink dat julle Europa kan regeer. Die Europese Unie het 'n rol om te speel, maar julle is nie 'n superregering wat bloot oor al die Europeërs kan regeer nie. Maar ja, dit lyk nie of hulle die boodskap noodwendig kry nie. Naas Pole is die tweede land waaroor ek graag wil gesels is Portugal. Baie kleiner landjie. Dalk nie een van die invloedrykste lande noodwendig in Europa nie, maar Portugal wat die 18de Mei, dit is met ander woorde nou so byna 3 weke gelede, ook 'n algemene verkiesing gehad het, 'n vervroegde verkiesing, en in Portugal het ons 'n reuse verskywing na regs gehad. So die regerende sentrumregse party wat sy steun verhoog het van 28.8% na 31.8%. So hulle het 'n goeie ekstra 11 setels gewen, totaal 91 setels in die Portugese parlement gewen. Maar die groot storie van die Portugese verkiesing, waaroor niemand van die hoofstroom media in Europa of in die wêreld berig het nie, is die feit dat die regse anti-immigrasie, pro-konservatiewe waardes, pro-identiteit party Chega in Portugal tweede geëindig het. Die eerste keer dat hulle tweede kom in 'n verkiesing, hulle het 22.8% van die stemme gewen. In totaal het hulle 60 setels gewen. Hulle eindig tweede in hierdie verkiesing voor die sentrum linkse sosialiste. En dit is eintlik 'n groot deurbraak in die Portugese politiek. As jy dit bymekaar tel, het hierdie twee regse partye dis saam omtrent 55% van die stemme gewen, saam met ander kleiner regse partye, byna 2/3 van kiesers in Portugal wat vir regse partye gestem het. 'n Groot verskywing na regs in Portugal, soos wat ons die naweek in Pole gesien het, soos wat ons vroeër vanjaar in Duitsland gesien het, en ons het al hier op die program gepraat oor die tragedie van die huidige koalisieregering in Duitsland, waar die sentrumregse Christendemokrate besluit het om met linkses in 'n koalisie te gaan, ten spyte daarvan dat byna 60% van Duitse kiesers vir regse partye gaan stem het. Ons het 'n verskywing na regs gesien, 'n reuse verskywing na regs in Oostenryk, daar die sentrumregse party dieselfde gaan doen, koalisie gaan vorm met 'n linkse party. Nou ja, dit het in Frankryk gebeur, dit het in soveel lande gebeur. Ons het tans in België 'n verskriklike koalisieregering, ook 'n groot verskywing verlede jaar na regs gewees in België. Uiteindelik gaan die nuwe Vlaamse alliansie in België en sluit 'n koalisieregering met verskeie linkse partye. So
Wat gebeur in die peilings en wat kan ons verwag in die volgende paar maande en oor die volgende 2 of 3 jaar? Waarskynlik 'n voortsetting van die verskuiwing na regs in die Europese politiek. So dit wat Sondag in Pole gebeur het, dit wat 3 weke gelede in Portugal gebeur het, staan nie in isolasie nie. Ons sien dit eintlik reg oor Europa afspeel. Die vraag is wanneer gaan dit lei tot groter deurbrake. Wanneer gaan dit gebeur dat 'n party soos die Vryheidsparty in Oostenryk sterk genoeg is dat ander partye nie sonder hom 'n koalisie kan vorm nie? Wanneer gaan die alternatiewe Duitsland in Duitsland so sterk raak dat ander partye hulle nie net kan bloot uitsluit nie, maar ook wanneer gaan partye so sterk raak dat hulle beleid uiteindelik uitgevoer kan word? En ek sal nou nog graag iets sê oor die Nederlandse politiek, en ek gaan ook 'n gas hê in die laaste segment van hierdie program uit Nederland met wie ons 'n bietjie gaan gesels oor die gebeure daar, maar in Nederland sien jy byvoorbeeld 'n geweldige frustrasie van die grootste party tans in Nederland, die Party voor die Vryheid, wat deel is van 'n koalisieregering, maar wat voel dat hulle nie hulle beleid uitgevoer kan kry nie, omdat die ander partye hulle terughou. So, ons gaan verseker ook 'n bietjie daaroor gesels. Nog een onlangse verkiesing. Daar was Sondag ook 'n finale ronde in die burgemeestersverkiesing van Zagreb. Dit is die hoofstad van Kroasie. En hoekom ek dit noem is net interessant genoeg. Europese stede, die meeste Europese stede, is links. Dis sentrums van linkse politiek. As jy maar in enige bekende Europese stad gaan kyk, of dit nou Amsterdam of Brussel of Parys of Berlyn of Rome of enige van hierdie stede is, ek dink byvoorbeeld aan Wene in Oostenryk wat 'n uitstekende voorbeeld is dit 'n konsentrasie van linkse kiesers in stede en het al hierdie stede gewoonlik linkse burgemeesters en dus linkse regerings. Nou, dit geld selfs ook vir sentraal en baie Oos-Europese stede en Zagreb in Kroasie is nie 'n uitsondering nie. Die sittende burgemeester in Zagreb kom uit die Groen Party, 'n heel linkse burgemeester, en hierdie naweek was daar dan 'n finale ronde vir herverkiesing en die linkse burgemeester wat te staan gekom het teen 'n baie konservatiewe regse kandidaat. En hoewel die linkse kandidaat gewen het weer die verkiesing met 57% van die stemme, het hy meer as 6% minder stemme gekry as in die vorige verkiesing, die regse kandidaat wat byna 43% van die stemme gewen het. So, nie noodwendig gewen die verkiesing nie, maar jy sien selfs in sommige van hierdie stedelike gebiede 'n verskuiwing in die politiek. Ons het dit verlede jaar ook in die burgemeesterverkiesing in Budapest in Hongarije gesien, waar daar ook 'n verskuiwing na regs was. So, dit vind op verskeie plekke plaas. Later vanjaar gaan kiesers in Tsjechië na die stembus en ek gaan 'n bietjie gesels nou oor toekomstige verkiesings oor die volgende paar maande. In Tsjechië wys die nuutste peiling dat 75% van kiesers in Tsjechië vir regse partye gaan stem in die verkiesing later vanjaar. Ons wag nog op die finale datum, maar ja, die huidige regse koalisieregering wat heelwat steun verloor, maar hulle verloor hulle steun na ander regse en populistiese anti-immigrasiepartye. So as ek kyk na hierdie nuutste peiling wat verlede naweek verskyn het in Tsjechië, en ek tel bymekaar die sentrumregse en regse partye, dan kom ek uit op meer as 70% van kiesers in Tsjechië wat van voorneme is om later vanjaar vir regse, sentrumregse, anti-immigrasiepartye te stem. Partye wat dikwels euroskepties is, bekommerd is oor die geweldige sentralisasie van mag in Brussel. So, waarskynlik interessante verwikkelinge wat ons daar gaan sien. Ons het ook baie interessante verwikkelinge die afgelope tyd in die Verenigde Koninkryk gesien. Verlede jaar was daar 'n verkiesing gewees, en daardie verkiesing het ek nou al baie keer vir mense gesê, natuurlik ook totaal en al verkeerd geïnterpreteer deur die hoofstroom media. Almal het gesê Brittanje, die Verenigde Koninkryk beweeg na links, die Arbeidersparty het gemaklik die verkiesing gewen, groot oorwinning vir Keir Starmer. Nie waar nie. Wat het gebeur? Daar was 'n verwerping van die konservatiewe party in die Verenigde Koninkryk. 4 miljoen kiesers het die konservatiewe party verlaat en vir die Reform party van Nigel Farage gaan stem. Dit het veroorsaak dat die regse stem verdeel is, die konservatiewe stem is verdeel en Keir Starmer wat nou eerste minister is, se Arbeidersparty
kon 'n gemaklike oorwinning behaal volgens die kiesafdelingsstelsel, maar met 'n baie lae stempersentasie, die laagste in dekades wat 'n party dan kon slaag om so 'n oorwinning te behaal. Hulle het skaars 'n derde van die stemme gewen, maar 'n groot meerderheid van setels in die Britse parlement. Baie belangrik om dit te onthou. So eintlik was daar verlede jaar ook 'n verskuiwing na regs in die Verenigde Koninkryk. Intussen sien ons munisipale verkiesings wat onlangs plaasgevind het in Engeland. Daar was dan nou ook onlangs 'n baie interessante tussenverkiesing in Engeland gewees in Runcorn en Halsby. Nou dit is 'n setel in die Britse parlement wat vir dekades deur die Arbeidersparty beheer is. Die Arbeidersparty wat hierdie setel gewen het gewoonlik met rondom 'n 15,000 stemme meerderheid. En toe kom die Reform Party en dit was nou op die 1 Mei gewees en hulle wen 12,600 stemme. Dit is 39% van die stemme en presies 6 stemme meer as die kandidaat van die Arbeidersparty wat letterlik 0,2% minder van die stemme kry. So, die Reform Party maak 'n reuse deurbraak in Runcorn en Halsby, 'n setel wat die Arbeidersparty nie veronderstel is om te verloor nie. Is absoluut in die hartland van die Arbeidersparty. 'n Reuse deurbraak. Nou as jy kyk na die nuutste peilings, ek kyk sommer hier na een peiling daar die afgelope week of twee baie peilings uitgekom, maar die nuutste Opinium peiling van verlede naweek in die Verenigde Koninkryk wys dat die Reform Party nou op 31% van die stemme staan, gevolg deur die Arbeidersparty op 25%, die Konservatiewe Party op 17%, Liberaal-Demokrate op 11% en die Groen Party op 10%. Dit beteken, as daar vandag 'n algemene verkiesing in die Verenigde Koninkryk gaan plaasvind, dat die Reform Party 'n reuse oorwinning sal behaal, waarskynlik soveel stemme gaan wegvat by die Arbeidersparty en die Konservatiewe Party, dat hulle selfs 'n meerderheid van die setels in die Britse parlement kan wen. Dit sal aardskuddend wees vir die Britse politiek. Dit sal om die waarheid sê, die eerste keer in meer as 100 jaar, heel wat meer as 100 jaar wees, dat nie die Arbeidersparty of die Konservatiewe Party 'n Britse verkiesing wen nie. So, ons kan dit gerus dophou. Hier kom 'n aardskuddende politieke verandering. Ongelukkig natuurlik vir die Reform Party en Nigel Farage, gaan hulle nou 'n paar jaar moet wag voordat daar 'n volgende algemene verkiesing in Brittanje is. Maar hulle gaan nie noodwendig lank hoef te wag vir 'n tussenverkiesing nie, want daar's heelwat interessante tussenverkiesings vir setels in die Britse parlement wat oor die volgende paar weke moet plaasvind. En die eerste een is sommer nog hierdie week. Soos ek sê, miskien teen die tyd wat julle hierdie potsending kyk, is die uitslag reeds bekend, maar daar is in voorstad net buite Glasgow in Skotland hierdie week 'n tussenverkiesing. Nou dit is 'n setel wat eintlik vir 'n groot tyd deur die Arbeidersparty beheer is, die Skotse Nasionale Party wat ook al hierdie setel beheer het, en eintlik is hierdie veronderstel om 'n stryd te wees tussen die Skotse Nasionale Party en die Arbeidersparty. Maar interessant genoeg, 'n paar dae gelede was Nigel Farage in Glasgow gewees, of hy was daar in hierdie gebied waar hierdie tussenverkiesing plaasvind, en hy het gaan sy kandidaat bekendstel en daar aan 'n veldtog gaan deelneem, en dit lyk asof die Reform Party dalk hier vir 'n opskudding in Skotland kan opskudding kan veroorsaak. Nou dit sal aardskuddend wees, want ons moet onthou die Reform Party se wortels lê in Engeland as 'n soort van Engelse nasionale, Engelse konservatiewe, Engelse regse party, en om te dink dat jy in 'n kiesafdeling buite Glasgow in Skotland mededingend kan wees as die Reform Party, dit sal baie verrassend wees. Nou Nigel Farage sê dat indien daar of wanneer daar 'n volgende verkiesing plaasvind, is hy van plan dat die Reform Party die amptelike oppositie in Skotland moet word na die Skotse Nasionale Party. Nou die Skotse Nasionale Party, interessant genoeg, beleef 'n herlewing, so 'n bietjie 'n herlewing die afgelope tyd. En dit bring my by die volgende interessante peiling, want dit het ook so stil verbygegaan. Ek dink julle sal met my saamstem, julle het nêrens die afgelope tyd in die media gehoor oor die strewe na Skotse onafhanklikheid nie. Nou daar's heelwat peilings wat daaroor gedoen word. 'n Paar dae gelede het Norstad hulle nuutste peiling bekend gemaak, en daarvolgens sê 54% van Skotte dat hulle nou ten gunste is van Skotse onafhanklikheid. Dit is die derde peiling die afgelope maand wat ek gesien het waar 'n meerderheid van Skotte weer ten gunste is van Skotse onafhanklikheid. So ons moenie dink die Skotse strewe na onafhanklikheid is verby nie.
dis verlore nie, dis afgeskryf nie. Daar's 'n duidelike herlewing van die strewe na Skotse onafhanklikheid. En dit het dan ook te maak met al die protesstemme in Skotland. Ook 'n groei weer in die Skotse Nasionale Party, wat natuurlik ten gunste van onafhanklikheid is, maar wat ook 'n linkse party is, maar ook heel moontlik dan 'n protesstem selfs vir die Reform Party in sommige kiesafdelings. So, hou gerus die Skotse onafhanklikheidsbeweging dop. Ons het die laaste paar jaar gesien, hulle was 'n bietjie in 'n slegte posisie gewees, natuurlik aanvanklik weens die daardie referendum wat plaasgevind het meer as 10 jaar gelede, maar intussen is dit baie duidelik dat daardie beweging besig is om te hergroepeer en dat 'n meerderheid van Skotte nou weer ten gunste van Skotse onafhanklikheid is. Dan bring dit my by Nederland. Voordat ons nou 'n lekker bankbespreking bietjie oor Europese politiek gaan hê, wil ek tog graag 'n bietjie oor die Nederlandse politiek gesels. En dis baie vloeiend op die oomblik. Miskien teen die tyd wat hierdie potsending uitgesaai word of wat julle dit kyk, dinge daar ook verander, want die Nederlandse koalisieregering kan baie maklik tans tot 'n val kom. Daar word beweer dat hy eintlik enige dag tot 'n val kan kom. Nou, daar was in November 2023 'n algemene verkiesing in Nederland. Die party wat die verkiesing gewen het, gemaklik eerste geëindig het, is Geert Wilders se Party voor die Vryheid, 'n party wat baie sterk is teen massa-immigrasie, teen onwettige immigrasie, teen die verval van die Nederlandse identiteit. En Wilders wat toe 'n koalisie moes sluit met 3 ander partye, die Liberale Volksparty voor Vryheid en Demokrasie, wat voor dit vir meer as 10 jaar Nederland regeer het, vir 10 jaar die grootste party was in Nederland. Almal sal onthou Mark Rutte was die bekende eerste minister van Nederland. Hy's nou die sekretaris-generaal van NAVO. En Rutte se party wat eintlik nou 'n junior vernoot in hierdie koalisieregering is, saam met dan die nuwe sosiale kontrak, 'n nuwe politieke party wat die eerste keer deelgeneem het aan Nederlandse verkiesing in 2023, en dan die Boer-Burgerbeweging, 'n meer konservatiewe populistiese party wat veral staan vir die regte van boere en landelike, plaaslike, plattelandse gemeenskappe in Nederland. Hierdie 4 partye regeer Nederland nou omtrent 'n jaar, en ongelukkig val hulle vas. Hulle val vas veral in terme van immigrasiebeleid. Om regtig daarin te slaag om die asielinstroom, die instroming van asielsoekers in Nederland te stop, om mense te begin deporteer, om Nederlandse grense beter te beheer, en daarom dus eintlik die belofte wat in 2023 aan kiesers gemaak is, na te kom. Nou, bietjie meer as 'n week gelede het Geert Wilders, die Party voor die Vryheid, 'n media-konferensie gehou en hy 10 eise gestel. 10 maatreëls wat hy wil hê die huidige koalisieregering moet nakom. Anders het hy gesê, mag die huidige regering tot 'n val kom. Nou, wat is daar die 10 dinge wat hy eis? Die eerste een is, Nederlandse grense moet gesluit word vir alle asielsoekers. Die tweede een is, daar moet met grensbewaking begin word. Met ander woorde, reg rondom die Nederlandse grens moet daar weer grensbewaking ingestel word. Om die waarheid te sê, iets wat Duitsland die afgelope tyd doen. Die afgelope paar maande vind jy weer natuurlik grensbeheer op die Duitse grens, veral aan die ooste en suide van Duitsland. Dan 'n tydelike staking van gesinshereniging. Dis 'n baie groot probleem in Europa, veral in Nederland ook. Jy het natuurlik hierdie asielsoekers wat na Europese lande gaan soos Nederland, dan kry hulle nou asiel of vlugtelingstatus, en dan wil hulle hê dat hulle hele familie, hulle hele gesinne moet ook dan nou met hulle herenig word. En die gesinshereniging het natuurlik 'n groot bydrae gelewer tot massa-immigrasie in Europa. Wilders se 4de versoek is dat hierdie asielsentrums in Nederland afgeskaal moet word, want daar's al die asielsentrums wat natuurlik mense huisves. Dan wil hy hê dat alle Syriese burgers wat tans as vlugtelinge in Nederland is, teruggestuur moet word na Sirië, omdat die burgeroorlog in Sirië natuurlik verby is. Hy wil hê daar moet geen nuwe asielsentrums gebou word nie. Nou ja, daar word 'n groot hoeveelheid asielsentrums tans beplan, dat nuwe asielsentrums wat moet open. Om die waarheid te sê, 10 jaar gelede in 2015 was daar 105 asielsentrums in Nederland. Tans is daar 319 van hierdie sentrums waar groot hoeveelhede van hierdie asielsoekers gehuisves word. Hy sê
dit moet heeltemal gestop word. Dan moet daar ook die sogenaamde spreidingswet in Nederland. Nou julle gaan nie noodwendig almal weet wat die spreidingswet is. Die spreidingswet is 'n Nederlandse wet wat bepaal dat asielsoekers moet reg oor Nederland versprei word. Hulle moet met ander woorde in elke dorpie reg oor Nederland geplaas word. En dit het veroorsaak dat jy Syriërs en Afghane en mense uit Afrika in elke klein plattelandse dorpie in Nederland vind baie bygedra tot misdaad op die Nederlandse platteland. Sy 8ste eis was dat enige vreemdelinge, enige asielsoekers of vlugtelinge met 'n kriminele rekord eenvoudig onmiddellik gedeporteer moet word. Dan moet daar ook 'n algemene beëindiging kom aan dubbele nasionaliteit. Mense wat oor dubbele nasionaliteit beskik, hulle moet kies of hulle wil Nederlandse burgers wees of hulle moet terugkeer na hulle lande van herkoms, en dan moet die polisie beter reg te kry. Dit is 'n probleem in baie van jou Europese lande is natuurlik dat die polisie nie altyd die reg het om hierdie maatreëls te kan afdwing. So, dit is die 10 eise van die Party vir die Vryheid en van Geert Wilders. Interessant genoeg 'n nuwe peiling hierdie week uit in Nederland. Wilders se party groei weer met 3 setels tot op 31 setels. Hulle is 1 setel voor die linkse koalisie van GroenLinks en die Party vir die Arbeid wat op 30 setels staan. So daar is steeds 'n bietjie van 'n onvergenoegdheid onder Nederlandse kiesers met die huidige koalisieregering. As jy gaan kyk na peilings, is baie Nederlanders ongelukkig met die huidige regse sentrumregse koalisie. Maar dit is nie omdat Nederlanders skielik na links beweeg nie. Dis nie omdat die Nederlandse politiek skielik na links beweeg nie. Dis omdat Nederlanders voel die beloftes wat aan hulle gemaak is, word nie nagekom nie. Ons sien dieselfde in Duitsland. Ons sien in Frankryk dit met Emmanuel Macron, wat sit met 18% van Franse wat maar tevrede is met sy prestasie, en 82% van Franse wat sê hulle is nie gelukkig met Macron nie. En ons sien dit in baie ander Europese lande. Oostenryk 'n baie goeie voorbeeld, waar 'n meerderheid van die Oostenrykse bevolking ook baie ongelukkig daarmee is. So as iemand vir jou wil vertel, of jy lees dalk ergens in die media, dat die regse verskuiwing of die verskuiwing na regs in die Europese politiek dalk tot 'n einde gekom het, dat dit dalk gestuit is, dis nie waar nie. Daar's wel 'n algemene diepgaande onvergenoegdheid met Europese regerings wat nie 'n einde bring aan onwettige immigrasie nie, wat nie hulle eie burgers se regte beskerm nie, wat nie die voortdurende opwenteling van magte na Brussel stop nie, wat nie bereid is om terug te veg teen die soort van politieke elite van die Europese Unie wat altyd magte wil sentraliseer nie. En as ek die afgelope paar weke se verkiesings in Europa en peilings vir komende verkiesings ontleed, dink ek is dit my belangrike gevolgtrekking. Daar is oor die algemeen in Europa 'n sterk gevoel steeds vir nasionale soewereiniteit, vir die behoud van die eie identiteit, vir sterker grensbeheer, minder immigrasie, vir groter deportasie van onwettige immigrante, beter polisieering van immigrasiewette en ander soort van wette. Die groot vraag is, gaan dit deurgevoer word? Nou ja, dit sal ons moet sien of dit gaan gebeur, en ons sal verseker oor die volgende paar weke daaroor gesels. In die laaste segment van hierdie week se episode van Wêreldwys het ek 'n goeie vriend uit Nederland wat hier bietjie met ons gaan gesels oor sy interpretasie daarvan uit Europa oor politieke gebeure daar die afgelope tyd. Nou ja, baie welkom by hierdie tweede segment van hierdie week se program. Ons fokus natuurlik 'n bietjie op Europese politiek en 'n bietjie hierdie verskuiwing na regs en die vraagstukke van Europese politiek. En ek kon nie anders as toe 'n goeie vriend uit Europa bietjie hier in Suid-Afrika kon kuier het om hom nader te harken te sê ons moet saamgesels nie. So Craig Burgers, welcome here in the Marula Media studio. It's always nice to have you on the program. You've been previously also on the program talking about European politics. You lived now for a few years in the Netherlands, so you understand European politics and what's happening there. People are complaining about Brussels. Let's start there, Craig. Brussels is this issue for many people who believe in the sovereignty of European states. How do you see that? Yeah, well, absolutely. I think there's a huge problem in that Brussels has a lot of power currently, but there's a massive disconnect between the European Union as represented in Brussels and the Europeans and Europe as a whole.
And so while a lot of power has gone there and a lot of decisions are made there now, I think the most Europeans don't feel at all represented by what is going on there and the decisions. And especially a lot of the decisions made, I think a lot of Europeans don't know, how to challenge those. So, for example, if the Court of European Human Rights makes a binding decision on a country, there's very little way to challenge that. So there's been a lot of problems in that regard. Yes, and it's difficult for, I think, normal Europeans, if you're just someone living in the Netherlands or in Germany, to really always understand how those things work. Yeah. For example, I would definitely bet you that most Europeans do not know who the president of the EU is, let alone, the various ministers and stuff who are always constantly claiming to represent Europe and Europeans. They really represent the EU, which is when you get down to it, it's a very small, kind of isolated club. And if you follow their social media and such and see the issues that matter to them versus the issues that are affecting the everyday lives of Europeans, again, you see this massive disconnect. And while it's true that probably all countries, there's a certain distance between the people and what happens in the capital and the political class, when it comes to the EU, this is really a massive, enormous gap. And what's interesting now, of course, is Europe is facing a lot of challenges due to migration, due to terrorism, due to deindustrialization. So now more than ever, Europe and the European nations need strong, bold leadership. And that is not what they are receiving at all. So I'm thinking of European leaders, and that's a good question. Who are the really strong, good European leaders at the moment? And that's, if you look back in the day, you could say, well, Helmut Kohl, Margaret Thatcher, even on the left, you could name, various ones. Yeah, François Mitterrand of France. Exactly, he was a leftist, but he was a really, really good statesman. Absolutely. Or Tony Blair, even if you disagreed with him, he had gravitas. Now, think of the current crop. Who comes to mind? It's really. France, Germany, the UK. Terrible. Maybe. Weirdly enough, Orban in Hungary, which by economic and size would be. He probably has the most. He has definitely a disproportion. He's at least seen as a leader. Yeah. And that's very. You don't have much leadership across both the countries and definitely at the EU level. And it comes at a time where people, where it's very much needed and people are clamoring for change. And so, of course, there's a lot of disappointment and a lot of people are disgruntled, understandably. And then you have this whole thing that you've seen in many European countries to keep right-wing parties out of government. So we've seen that in Germany, Austria, even some other places, even in France, how they work together in that last election, that must be frustrating to many people. Yeah, well, definitely it is. Because we're not talking about a small amount of people. In many of these elections, it's the biggest party. Yeah. And even when it's not, it's a huge chunk of the population. And these people are being completely neglected. Yeah. Their views completely thrown out. This is a large problem. The establishment, they can see a lot of, fight against the current order, but instead of adapting or bringing opposition into, the fold, they're just kind of hunkering down and resisting all change, resisting all new ideas, new parties. And that's kind of how you get this problem right now. They're just defending what many people see as a failing political establishment. So we'll see what happens because, I don't think they can hold out forever. People are getting more and more disgruntled. Yes, and more people will vote for these right-wing parties. And at one point, it will be really difficult then to create these coalitions. Because you have in some European countries these weird coalition governments of just throwing everyone together. But that's at EU level also the case. The way that von der Leyen was re-elected last year as president of the European Commission, they had to grab all kinds of different political parties together to get her re-elected, but they made promises to everyone. Right. So now they must deliver on all these promises to all these different factions in Europe, and that's not in service of the people, So at one point that will not work, Right. I do think the Netherlands is an interesting case study, with this interesting coalition government that you now had for about a year in the Netherlands.
Why would you say it's not really working, or it's not really because when I talk to people who voted for those parties, for all those parties, most of them, or at least 3 of the 4 parties, people are really dissatisfied with the results. Absolutely. I mean, that was an earthquake election. I mean, people really just went completely against the establishment. 2 of the parties, obviously Wilders being the biggest party, was a huge shock, but also the other 2 large parties that came out of nowhere and are part of the government. I mean, those were relatively brand new parties. So people voted absolutely for strong change. This was a strong message in the Netherlands, which, remember, traditionally was never a populist kind. It used to be one of the, the prime minister in the 90s, he said that the Netherlands was gloriously boring, that it didn't have all these problems. But here you had this clear sign from the people, okay, we want change. We want radical, a radical course adjustment. And we're not seeing it. No. There's little twerks here and there, and they'll try something here, but then some judge will strike it down anyway. So that is the large problem. People aren't getting the results they want. And I think there's multiple reasons for that. I think one of them is just because the parties that are in power, most of them, with the exception of the VVD, the Liberal Party, right Liberal Party, is that they don't have depth. They're new, so they don't have, you can win an election, but unless you have all the people underneath, unless you have a strong base to go into government, to go into the bureaucracy and shake things up, it's very difficult to get things done. It's what in the U.S. is often called the deep state. So if you look at Trump's first term, Trump got in, he was elected, Republican majority, but he was able to do very little that he wanted to. And that was because you still had the whole massive bureaucracy against him, or, not aligned with his agenda. And so you're definitely seeing that in the Netherlands now. And Trump prepared clearly for his second term. Absolutely, and now it's completely different. It's so different from the first Trump term. But you have, in my view, in most European countries, also that deep state. There's a deep state in Berlin, there's a deep state in Paris, there's a deep state in Brussels. And I think you're right, that's probably the challenge, is for political parties to build that depth, to get people into government. And I mean, I just saw so many examples of ministers appointed in the Netherlands, but then you become minister of a department, but the whole department works against you. And it's a problem as well, because, as we know, most of the academic institutions and the bureaucracies are, pro-establishment, pro-left-wing often. So it's hard to find people who are right-leaning who have the experience and the educational background. So that's another problem. That's a problem the U.S. struggled with as well. But they really worked. The Republicans and the Trump, world really worked in cultivating new people to come in. So they were ready to go on day one, as we saw with the stack of signatures. And you worked with all these think tanks, but you've also engaged with think tanks in Europe. There's something of that also happening in Europe, and interesting enough, even coming from in a sense, a small and poorer country like Hungary, who establish think tanks and get the ideas out there, because that's one of the challenges of the right-wing parties, is that they don't have always that depth. But you do have some of those. Just tell us what your experience is of some of these new think tanks and organizations in Europe. So I think a lot of the political right around Europe is starting to realize this. Okay, we need to build these institutions as well. And as you referenced, one of them in Brussels that's made the most waves is MCC, which was started in Hungary. And that has they've started organizing debates, bringing in speakers in Brussels, and inviting, all the members of European Parliament and the Brussels clique, whatever you're going to call them. But basically, and they've also published multiple reports. They're doing all sorts of, work that you see, for example, Heritage doing in the United States. And so that is a very big change, because before that, at least as far as I'm aware, you didn't really have anything on the right. You had Christian Democratic leaning center right from the European People's Party. But at the end of the day, these guys were not really, they were definitely not, rocking the boat at all. No, it was about protecting the established kind of system they didn't want to change. And so, so this is kind of new, so on the right, you're starting to see these things develop.
but it's going to be a challenge for them because all the other institutions and NGOs, and that's the other. I mean, that's a huge thing that's kind of recently come to light through Doge in the U.S. and stuff. Is how the government funds all these institutions through certain ways, and then they employ these large, groups. So you can have taxpayers who you take a poll, they're widely against more immigration, but they pay taxes, goes to the government. And the government distributes to NGOs. Those NGOs lobby directly against, in a kind of circle like this. So, and they even facilitate the bringing of immigrants and placement of immigrants. So they facilitate that whole process. So one thing is, with the new government in the Netherlands, you have a Vluchting refugee network, which is a NGO funded largely by the Dutch government. And part of the agreement that the coalition came is that they were going to cut their funding in half, which even is really not that bold. But anyway, a judge just said, no, you can't do that anyway. So you can see that's a big problem. I mean, that's also in America a problem, of these judges just always coming in, and the Netherlands, I see there was something written recently that the vast majority of judges in the Netherlands comes from left-wing parties, the D66 and all these kinds of left-wing parties. Yeah. So that will be a challenge in future, I mean, you're also setting up the politics against the courts. And that's something that the Republican Party and on the right in America really started realizing and putting work into maybe 30 years ago. Before that, actually, they didn't do much either. You can see that. I always use the example of Ronald Reagan nominated Bork. Yeah. And he was borked. His name became an adjective. He didn't pass. Yeah. But then when Clinton nominated Ruth Bader Ginsburg, who had a huge left-wing resume of working for, every left-wing organization, she passed with 98 votes in the Senate. Yeah. Which means basically every Republican, because they said, well, she's qualified. And so you had the left and right playing different rules. Yeah. But what happened as a result is you had the judiciary was stacked. Yeah. And only in the 90s did the right really start. And so, I mean, that's what's going to have to happen in Europe as well. And I think definitely certain parts of the right are looking at judges more and more now. But until recently, it was the same as the old Republican Party in the U.S. Last question. What do you think what will the future of Europe look in the next few years? How do you think things will play out? I mean, you have all these immigrants. There's these millions and millions of people there creating all kinds of challenges. Europe are under economic pressure from all different sides, Yeah, there's a great many challenges all around. In the Netherlands, it's particularly bad with housing, inflation, all sorts of living costs, and of course the immigration issues exacerbate this as far as not being able to find housing and strains on the social system. But there are all sorts of problems facing the wider European Union. What will happen? That is, I studied as a historian, so you'll have to ask me afterwards. I can tell you what happened in the past. Right. But that's the thing. I think no one knows what's going to happen. Right. But I could really see it could go a lot of ways right now. I think, I just have this feeling on the ground and just talking also to non-political people. There is just a lot of people are disgruntled. I think especially if you look at the youth, how they're voting, a lot of people are questioning, a lot of the old system, the establishment. People want change. Yes. So, how that manifests, you never know with history. So, what was the quote from Lenin? Sometimes decades go by with nothing happening, and then sometimes a week happens and decades happen. Something along those lines. Yeah. But that's true. Right. So, that is true. And so we have no idea if some profound event will happen or what effect Trump could have or with the war in Ukraine. Yeah. How the next elections are going to go. And so that's interesting times. It's as if that kind of period after the Cold War where nothing happened in Europe. That's nothing. Yeah. Oh yeah, definitely.
But I don't know. I mean, I think something has to change. Otherwise, Europe is just going to be on a slow decline, or maybe not even such a slow decline. I mean, nobody questions that the wider West has lost influence, has lost prestige, has lost. So unless something happens to shake things up and turn things around and really adapt to the modern age, you know, it's not gonna get better anytime soon. So I think we can agree on that. Europe needs to change. Great, thank you very much. Dit bring ons aan die einde van hierdie week se program hier op Marula Media van Wêreldwys. Ek hoor graag julle kommentaar. Wat dink julle oor al hierdie politieke verwikkelinge daar in Europa? Waarheen is op pad? Wat is nodig om te verander? Ons luister graag na julle kommentaar. Onthou om in te teken op ons kanaal op YouTube en waar ook al jy luister na jou podsendings, of dit nou op Spotify of Apple Podcasts is. Onthou ons is oral beskikbaar en deel asseblief hierdie podsending. Dit is heel belangrik. Waar ook al jy gaan op jou sosiale media blaaie, stuur WhatsApp boodskappe aan jou vriende en help ons om die podsending te versprei na meer mense. Ek hoor elke week van mense wat vir die eerste keer Wêreldwys ontdek. En verlede week was dit presies 'n jaar sedert ons begin het met Wêreldwys hierdie podsending op Marula Media. Ons groei nog elke week, maar ons het ons kykers en luisteraars nodig om die boodskap te versprei. So baie dankie vir almal wat hierdie week ingeskakel het. Volgende week gesels ons verder.